Voorsitter, vanoggend gaan ons stilstaan by iets wat 'n groot blinde kol is vir 99% van alle lidmate. Jy weet, min van ons is daar wat nie geraak word deur een of ander kontrak nie. Kontrakte. Ons verlaat die huis en voor ons uitvee moet ons eie blyplek kry. Jy moet 'n kontrak teken. Jy begin werk, jy moet 'n kontrak teken. Eerste motor aanskaf vir baie mense, kontrak teken. Skuld aangaan, kontrak teken. Kontrakte, almal van hulle is wederwysige kontrakte, bedoelende dit verbind twee partye met mekaar. Elke party word volgens elke kontrak vereis om sekere dinge te doen. Dis 'n wederwysige kontrak, dit behels twee partye. En hierdie kontrakte, onnodig om te sê, motiveer ons gedrag. Ons weet ons kan nie slaap lê by die werk nie, ons moet hard werk om aan ons kontrakte gehoorsaam te wees. En so het die kontrakte in die Bybel, en daar's 'n hele paar van hulle, 'n groot invloed gehad op die lewens van die mense van die Bybelse tyd, maar verrassend ook op ons vandag en elke Christen. Veral die Abraham se kontrak of verbond, die Bybelse taal is verbond. Vandag se taal praat ons nie meer van 'n bond, ons praat sommer van 'n kontrak. Die Abraham se kontrak van die Ou Testament. Ou Testament, hoekom is dit oud en hoekom is dit testament? Dis nie testament soos ons testament verstaan nie, né? Testament bemaak goed aan iemand. Dis nie die betekenis van testament wanneer dit kom by die Ou en Nuwe Testamente nie. Die woord testament, oud en nuut, Bybels gewys, kan ons vertaal met kontrak, ou kontrak, nuwe kontrak. En ek herhaal dit graag, want dis die belangrikste ding wat jy ooit moet weet. Nommer 1. Die kontrak, die ou plan van die Here van verlossing. Nuwe kontrak, die nuwe plan van die Here van verlossing. Albei is oud. Al verskil is die nuwe een is baie nuwer in die oudste, maar daar's 'n ander groot verskil. Ou kontrak, Abraham, Israel, wette. Ek seën vir jou as jy gehoorsaam is aan my wette. Ek seën vir jou as jy gehoorsaam is aan my wette, jy gaan gereeld kerk toe, sinagoge toe, met 'n diertjie in jou hand. Daar word hy geoffer. Jy gaan hemel toe, wette gehoorsaam. Ou Testament, wette. Die Here het mense geseën as hulle die wette gehoorsaam. Daar was oor die 500 van hulle, strek van Eksodus 18 tot amper die einde van Deuteronomium. Nuwe kontrak, Jesus het betaal, ek kom nie meer hier elke Sondag 'n dieroffer om te betaal vir my sonde nie. Dankie tog. En nou is dit nie meer wette wat my in die hemel kry nie. Nou is dit net een ding wat my in die hemel kry. Die Here het die helfte van daai ding klaar gedoen, genade. Omdat hy genade gehad het, na my toe gekom en gesê, hier is jou manier, jou nuwe kontrak. Ek sal vir jou seën, soos in die Ou Testament, jy moet net een ding doen. Jy moet glo. Geloof, soos dit minstens twee kante. Geloof is als hier in die Bybel, dis die bron van ons geloof, dis die inhoud. En die ander kant van daai muntstuk, my vertroue op die Here. En dis iets wat, amper sê ek vrek moeilik, dis iets wat verskriklik moeilik is. Bitter min mense staan op en sê, Here, ek het 'n behoefte vandag om jou te vertrou. Ons staan op, ons het gesondheid, ons het krag, ons het energie, ons staan op die bed uit, ek moet wikkel, ek moet, dan as ek by die werk en ek werk die dag en ek kom huis toe. En dis elke dag se lewe. 99% van Christene, my broer en suster, wraggies is dit nie 99,9 is nie. Vertrou eers op die Here wanneer hulle nie 'n keuse het nie. Wanneer hulle magteloos is. Magteloos met een of ander situasie. Magteloos met skuld, magteloos met ander teëspoed, magteloos met siekte, magteloos met 'n ongeluk, wat ook al. Dan kom ons eers by die Here uit en sê, nou moet ek op die Here vertrou. Nou kan ek nie anders as al wat my gaan help is die Here. Dan begin ons vertrou. Vertroue. Die belangrikste ding om jou gebed te kry, Here, help my elke dag om opnuut op te vertrou vir vandag. Ek weet nie waaroor 'n uur waar ek gaan wees nie. Ja, gaan by die werk wees. Sal ek kan werk? Ja? Sal jy kan werk?
En as iets skielik met jou gebeur, jy kan 'n beroerte aanval hê uit die bloute. En dan maak jy jou oë op 2 weke later in die hospitaal. Dat ons sal werk, ek is nou heeltemal van die preek af, dat ons sal werk aan ons afhanklikheid van die Here, my broers. Dis die woord, afhanklik, nie onafhanklik nie. Kom ons gaan terug. Bybelkontrakte groot invloed uitgeoefen op die Bybelse lewens en ons lewe. Veral in die Abrahamse kontrak, ou verbond, ou kontrak en natuurlik die Nuwe Testament se nuwe kontrak wat ons direk raak. Hierdie 2 kontrakte sit agter ons doop en lidmaatsgeloftes. So belangrik is hulle. Ons lidmaatsgeloftes wat almal van julle afgeleer het, waarby die kinders doopgeloftes kom uit die kontrakte uit. Dis kontraktaal. Onthou jy die vraag toe jy gedoop het, toe jy lidmaat geword het? Die leer van die Ou en Nuwe Testament is dit die volkomme leer van die verlossing. Onthou jy daai een? En jy jou kinders sal laat onderrig. Alles kom uit die kontrakte uit. Kontrakte dryf die Bybel. Dis wat agter die Bybel is. God se kontrakte met die mense. Hy hanteer nie net mense nie, hy doen dit volgens 'n kontrak. Alles is kontrakte. Dit kom van die Abrahamse kontrak. Ons godsdienst, my broer en suster, dan praat ons van kontrakte of verbonde. Groot invloed op die lot van die mense, onnodig om te sê in die Ou en Nuwe Testament. Die Abrahamse kontrak wat eerste was, het uitgeloop op die Nuwe Testament of die nuwe kontrak van Jesus se verlossing deur genade, deur geloof. Abraham se kontrak het die weg voorberei vir Israel se intrek destyds in die beloofde land van Kanaan, later bekend as Palestina. Nou vandag praat mense van Israel. As jy 'n Arabier is of 'n Palestyn, dan praat jy van Palestina. Die Abraham se kontrak gaan ons vanoggend 'n bietjie op fokus. Dit was bindend alleen op die Ou Testament se Israeliete, my broer en suster. Abraham was 'n apartheid in Ur van die Galdeërs gebly, waar Irak vandag is, en daar roep die Here hom uit die bloute. Ek wil eendag graag die man bykom en sê, sit hierso, kom drink gou koffie, Abraham. Vertel vir my hoe dit als begin. Ek is nuuskierig, want onthou, dis lank voor alles. Daar was nie Moses nie, daar was nie wette nie, daar was niks nie. En dat hy die Here so invloed op hierdie heiden gehad het, wat niks van hom geweet het nie, om hom te gehoorsaam, is werklik merkwaardig. Niks diskant werkwaardig nie. Die Here se kontrak met Abraham, onvoorwaardelike kontrak, met ander woorde, die Here sê ek sal. Daar was nie wederwysheid in die opsig dat die Here van hom 'n teenprestasies verwag het nie. Hy moes eenvoudig net trek. Kom ons lees. Genesis 12, die eerste 3 verse. Die Here het vir Abraham gesê, nie Abraham nie, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. En ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Stel jou voor, dis jy wat daardie woorde kry. Wat gaan dit vat van jou om dit te gehoorsaam? Jy is nie 'n Christen nie, jy weet van God nie, niks nie. Merkwaardig. Kom ons kyk na hierdie gedeelte, my broers en susters. Daar is 'n hele paar beloftes van die Here aan Abraham wat hier gedoen word. Die eerste ene is, ek sal jou 'n groot nasie maak. Vandag kyk ons terug op die groot nasie wat uit Abraham ontstaan het, want hy was die vader van Israel. Deur sy seuns Isak en Isak se seun Jakob het die hele Israel nasie van die Ou Testament en vandag tot stand gekom. Inderdaad, ons kyk terug en sien dat van Abraham het die Here 'n groot nasie gemaak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak. Die Here se seëning vir Abraham was eerstens materieel. Ons lees, hy het 'n baie ryk man geword met verskriklik baie vee. En so het die Here hom geseën met daardie besittings.
Maar die Here het hom ook geseën deur hom te bewaar van bedreigings. En die eerste bedreigings daar in die suide van Israel by die Negev-woestyn, gebrek aan water vir die vee, die baie vee wat hy gehad het. En so die Here hom verlos deur vir hom altyd water te beskik vir sy vee. Abraham gaan in 'n hongersnoodtyd, vlug hy af na Egipte toe en daar hoor die koning van Egipte, die farao, dat hierdie man so 'n mooi vrou het. En Abraham voor hy daar aankom sê vir sy vrou Sara, luister, jy's baie mooi, so ek is bang as ek daaronder aankom dat hulle my gaan doodmaak en jou vat as hulle weet jy's getroud met my. Kom ons maak so, ek sê vir almal jy's my suster, dan sal ek bly lewe. Sara sê toe, lyk nou 'n goeie plan. En dis wat gebeur, hulle kom daar aan en nie lank nie hier sê die koning sy moet bietjie kom, want sy is dan nou so mooi. En toe, baie interessant, gaan lees bietjie, waarsku die Here vir hom 'n droom, ek maak vir jou dood as 'n man se vrou die. En hy word wakker, hy skrik om boeglam. En wat gebeur? Gee vir Sara terug, gelukkig nie aan haar gevat nie, aan Abraham, en hy eer Abraham. Die Here forceer as ware vir die koning om vir hom te eer met vreeslik baie vee wat hy vir Abraham geskenk het. Die volgende gelofte wat die Here gedoen het, ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En so was dit dwars deur Abraham se lewe, het die Here sy bure positief, maar ook negatief behandel. En die laaste gelofte is, deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Uit Abraham het voortgekom konings en nasies, my broer en suster. Genesis 13 vers 14 tot 17. Die Here het egter, nadat Lot van hom is Abraham, af weggetrek het, vir Abraham gesê, Abram, nie Abraham nie, kyk rond, kyk van die plek waar jy is, na die noorde, die suide, die ooste en die weste. Maar die hele land wat jy sien, aan jou gee ek dit en aan jou nageslag vir altyd. Hier kry ons die bevestiging van nie die vorige hoofstuk, my broer en suster, waar die Here vir hom gesê het, ek gee die hele Kanaan vir jou. Maar dit het nie gebeur nie. Die hele Kanaan het nog nooit aan die volk Israel behoort nie. Dis iets wat wag vir die toekoms. Iets wat wag vir die toekoms. Die Here sal dit eendag realiseer, my broer en suster. Dan gaan die belofte van daai hele gebied, watter hele gebied, van die Mediterrane See tot by die Efraatrivier, gaan Israel wees. Klink dit bekend? Van die rivier tot by die see? Julle het dit gehoor. Van die rivier tot by die see. Dis wat al die Palestynë oorskreeu. Hulle betoog oral, en dit sal jy by elke betoog sien. Plakate van die rivier tot by die see, sê hulle, behoort aan Palestynë en dis hulle grondgebied. Grondgebied twis, my broer en suster. Tussen Israel en die Palestynë, Gaza, die Wesbank. Hulle sê alles wat Israel is ons, en dit was hulle sin, heeltemal reg. Dit was daai hele gebied was hulle sin voor 1948, nê, toe Israel tot stand gekom het, die Israel van vandag. En as ons verder teruggaan, toe die destydse Israel na 40 jaar se ronddwaal in die woestyn rondtrek het hulle by die beloofde land Israel ingekom. Toe het daar 'n klomp mense alreeds gewoon. Daai mense sê vandag se Palestynë is hulle voorouers. Ek gaan nie met hulle daaroor stry nie. En daarom sê hulle, dis ons land. Veral wat 'n Palestyn is, maak dit perfek sin. Veral wat 'n Christen is, maak dit perfek nie sin nie. My broer en suster, ek is baie jammer as ek nou nice wil wees teenoor enige Palestyn. Maar daai gebied sal nooit joune wees nie. Hoekom? Omdat die persoon wat dit gemaak het en die hele aarde saam met dit, ons Here God, dit beloof het aan Israel, en hy's die enigste een wat die reg het, omdat hy dit gemaak het, om dit vir enigeen te gee wat hy wil. En hy het besluit, hy gee dit vir Israel, en Israel sin sal dit word. So waar is wat ek vandag hier staan? Kan ek dit vir hulle gaan sê? Nee, my broer en suster. Hulle sal vir my lag as hulle my nie met klippe gooi nie.
Hoekom? Hulle erken nie ons God nie, nog minder die Here se belofte aan Israel van die gebied van die see tot by die rivier. Nog minder erken hulle dit en nog minder sal hulle dit herken. Daarom is daardie twis, my broer en suster, onoplosbaar. Gaan dit opgelos word? O ja, beslis. Wanneer die Here eendag terugkom en vir Israel daai gebied gee en al wat 'n Palestyn is uit daai gebied verwyder. En ek sien verskriklik daarna uit. Verskriklik. Kom ons kyk wat gebeur het die res van die Ou Testament wat betref hierdie kontrak met Abraham. Daardie kontrak is 'n bietjie later bevestig deur die Here toe hy vir Abraham opdrag gegee het dat sy kinders en alle kinders vandaan af moet besny word. Al die manlike Israeliete word op die 8ste dag na geboorte besny. Die besnydenis, die teken van die inlywing deel van Israel as die volk van God. Natuurlik eeue later het Abraham se volk, sy nageslag, die Israeliete met 'n klomp mense van ander afkoms uit Egipte in die woestyn 40 jaar daarna toe in die beloofde land ingegaan. En dit was die deel van die belofte van God aan Abraham. Aan jou en jou nageslag gee ek julle gebied. En hier kom sy nageslag Israel in hulle miljoene en trek die beloofde land binne. Soos beloof is, het konings en nasies afstammelinge geword van Abraham en Sara. En selfs die moslim nasie, my broer en suster, erken vir Abraham as 'n heilige persoon. Hoekom? Hulle sê Abraham is 'n voorvader van hulle. Deur die geboorte van ander van Abraham se kinders deur bywywe later, Keturah is een van sy vroue en anders. Uit daardie kinders het ontstaan die Midde-Oosterse Arabiese nasie. Daarom is Abraham vir hulle 'n baie spesiale persoon, 'n heilige persoon. Dieselfde Abraham van Christene, maar het die Here vir Abraham hoeveel keer gesê, my beloftes aan jou is nie deur Esau nie, maar deur Isak. Isak is die kind van die belofte, nie Esau en die Arabiere nie. Abraham se die Here se beloftes aan Abraham van kinders, my broer en suster, en nageslag was natuurlik in daai tyd vir Abraham totale al onseker. Sy vrou was kinderloos. Sara kon nooit kinders hê nie. En hy moes 24 jaar wag na hierdie gebeure voor Sara eers geboorte gegee het aan haar eerste kind. En raai hoe oud was sy? Ek het al gepreek hieroor. 90 jaar oud. Hy was 100 en Sara was 90 toe sy geboorte gegee aan Isak. Wat 'n ongelooflike gebeurtenis moes dit nie gewees het nie. So die Here sy kontrak, sy verbond met Abraham later deur Isak en Jakob bly bevestig. En vir alle Christene het Abraham geword die vader van die gelowiges. Dis die grond, die basis van ons doopsakrament. Dit kom van daar af. Hoekom is hy die vader van alle gelowiges? Omdat hy die eerste een is wat geglo het. Die eerste een in die Bybel wat die Here iets voorgesê het en hy het hom geglo en hom vertrou. Alhoewel die vertrou het later nie so goed gegaan nie. Want dit was ou Abraham wat gesê het vir Sara, luister, ons wag nou al 20 jaar plus en hier gebeur nou niks van die Here se geloftes nie. Want ek nou jou bediende Hagar, dat ek nou vir haar as 'n vrou maak dat ek kan kinders hê. En wat doen nou Sara? Ja man, shame. Ons maak maar so, want daai mense het almal meer as een vrou gehad, dit was die norm geweest toe. Toe word Ismael gebore en die Here sê vir Abraham, my nageslag sal deur Sara kom, nie deur iemand anders nie. So Abraham het geglo en die vader van die gelowiges geword. Maar soos ons geloof vertroue, my broer en suster, het dit ook maar met die jare gekwyn.
Die Here se kontrak met Abraham het uitgeloop uit 10 gebooie en ander wette van die Ou Testament. Abraham se godvreesende karakter en gedrag het deel geword van die opstel van die 10 gebooie in die woestyn en die wette wat daarna gevolg het. En so is dit oorgedra van Abraham af na Israeliet tot Israeliet tot Israeliet, van geslag na geslag. Die Here se kontrak met Abraham, broer en suster, was die basis gewees van Jesus se koms na die aarde. Die Nuwe Testament maak dit duidelik dat Jesus het gekom om vir Israel te verlos volgens die Here se beloftes aan Abraham, en dat ons en alle nie-Jode Christene het geword deel van die Christelike of geestelike Israel. Daarom ons is deel van die geloftes en die seën van Abraham. Jesus se koms het uitvoering gegee aan die belofte aan Abraham se nageslag dat dit 'n seën sal wees vir die hele wêreld. Abraham se kontrak het 'n besondere tekens ook vir ons as Christene ingehou, my broers en susters. Die basis van ons doop en lidmaatsgeloftes kom van die Abraham se kontrak af. Hoekom? Omdat die besnydenis van die Ou Testament vervang is deur die doop as teken dat ons deel is van God se volk. Baie belangrik. Daarom glo ons, daarom maak ons staat op die Here, daarom is deel van die Here se kontrak. Wederwysige kontrak wat hy gesê het, ek doen en ek seën en ek gee, ek wag vir jou om terug te doen, gehoorsaam te wees, my te aanbid en my te dien. Dis hoe dit lyk. Soos Abraham die Here geglo het, so glo ons ook en so word ons geseën. Maar broers, is dit die kontrak met Abraham het ook die hele wêreld tot seën gewees. Die Ou Testamentiese wette en die Christendom se wette het gehelp deur die werk van die Here om basiese en Christelike geregtigheid deur die hele wêreld te versprei. Daarom is Abraham ingesluit en ook deeltyds van die moslim godsdiens. Op grond van Abraham se kontrak of verbond het die Christendom ontstaan en dwars deur die wêreld versprei. En daarmee saam die geregtigheid en die positiewe invloed van die Here se geloftes aan hom, maar ook die Bybelse boodskap van die Nuwe Testament se geloftes en se kontrak met ons. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, ons is nie sommer net deel van die mensdom. En elkeen van ons krap ons potjie en ons hoop vir die beste, ons probeer ons beste wat U aan betref in ons verhouding met U nie, Here. Nee, alles is deel van 'n kontrak. 'n Kontrak wat honderde jare gelede bevestig is en wat ons die voordeel het as Christene om te kan terugkyk en te kan sien hoe dit alles vervul is. Abraham moes in die toekoms inkyk waar hy niks gesien het van daai kontrak nie, behalwe dit wat die Here vir hom gegee het, sy vee, sy rykdom en die landgebied waar hy kon woon. Ons kyk terug en sien daardie nasie, hoeveel van daai grondgebied is gegee en word vandag deur Israel bewoon. Maar grootliks en belangriker vir ons, Here, baie dankie dat ons ingeprop is by daardie geloftes, omdat hy as die Vader van die gelowige ons geestelike voorvader geword het, en dat ons deel kan hê in daai seëninge deur ons geloftes as lidmate en deur ons doopgeloftes. Daarom is ons vandag en elke dag deel van die Here se kontraksverpligtinge. Dit wat hy genoem en gesê en bevestig het, dit sal hy doen in elkeen van ons se lewens. Ons sê vir U dankie in Jesus se naam. Amen.